dankbaar vir God se groot genade in ons lewe. Baie belangrik. Dankie, Mieke. Ons waardeer dit, hoor. Oh, halleluja. Never a dull moment in hierdie gemeente. Amen. Het ons besoekers. Ons het van Namibia besoekers, wat ons bly is, wat vir ons 'n bietjie kom kuier hierso. En daar so kort mannetjie. Hy het ook vir ons kom kuier. Dis hy saam met oupa hierso. Amen. En dan wil ons daarom net, ons weet seker nou al die, amper sê getuienis, die afkondigings. Woensdag, teaching, dit groei. Dit groei oor daar alweer eetgoed is. Maar ek is bly, Paulus sê, vang hulle wat geslap ren. Maar ons kuier lekker woensdag en donderdag is daar ook eetgoed, so die bidhuur het ook gegroei. So, prys die Here, die dinge loop mooi. Ons groei ook. En ons groei ook, ja. Ek staan daar agter, ek kan skaars amper hier sien. So groei ons. So nou, ons is dankbaar vir alles. Jy almal is welkom om Vrydag ook 4:00 kom sing lekker saam. Ons het nou nie meer mics en so, jy kan nou net kom saam sing. Is so lekker. En dan wil ons net vir Pieter hulle is nou vandag hulle laaste Sondag hier by ons. Ja, hulle het nou in Ceres werk gekry. Maar hulle sal glo so af en toe kom kuier. En ons lemoene bring. En lemoene saambring. Appels en pere. Yes, like daar sê, hier kom die bestelling nou deur. En saam. En saam. Wonderlik, so ons vertrou dat julle ook sukses sal beleef en in die teenwoordigheid van die Here sal altyd voel. Want dit is my so 'n mooi plek. Of kom ek sê nie die plek is so mooi nie, maar die pad daarna toe is mooi. Ja, dit is my dan regtig seker die mooiste pad gewees wat ons gery het. Is daai stukkie daar na Ceres toe. So dis pragtig. Maar geniet en ons vertrou die Here dat julle sukses daar sal hê. En daar waar kind van die Here is, daar blom ons mos. Ons glo dat julle daar ook sal blom. Ons sal vir julle in ons gebede hou. Is daar enige siektes en kwale, die klomp Freemans, moet ek nou vanmôre hoor by die een Freeman, hulle, al die kinders is glo by mekaar. En hulle eet afvalpotjie. En wonder, my bek het so droog geraak. Sê ek, nee, maar dit is reg. En dan die belangrikste, ons vaders, Happy Father's Day, almal en die wat ook ingeskakel is, lekker Vadersdag. Was dit nie vir ons nie, was hier nie so 'n trop vrouens nie. En vice versa. Dan die Marianne. En Marianne weer iets lees, waar sê? Nou weer. Okay, nee, dis reg, Marianne kom staan nie by my, en dan Marianne wil vir ons vaders net so ietsie kort deurgee. Môre almal wat ek nog nie gegroet het nie. Ek het vir die pappas vandag ook so ietsie net soos wat ek vir die moeders gehad het, anders vir die pappas, hulle word afgeskeep. Maar ek moet vir julle sê, julle is ons steunpilare in die lewe. Dit is ook die 10 gebooie vir vaders. Nou Efesiërs 5:16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dit beteken ook vaders moet tyd spandeer aan hulle kinders. Romeine 15:7 sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het. Laat jou kinders dikwels weet, dat jy vir hulle lief is, net soos wat hulle is. Spreuke 13:24, wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. So dissiplineer jou kinders wanneer hulle dit nodig het. 2 Tessalonisense 1:11 sê, daarom bid ons ook altyd vir julle. So pappas, bid gereeld saam met en vir jou kinders. Spreuke 12:17.
Wie die waarheid aan die lig bring, lewer betroubare getuienis. 'n Getuie wat lieg, maak alles vals. So pappas, wees altyd eerlik met jou kinders. Efesiërs 5 vers 25. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus sy kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Wees altyd lief vir jou kinders se ma. Spreuke 1 vers 5. Selfs wyse mense kan luister en so tot dieper insig kom. Sit tyd op sy om na jou kinders te luister. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, praat mekaar moed in en versterk mekaar. So moedig jou kinders ook dikwels aan in alles wat hulle doen. Romeine 12 vers 15. Wees bly saam met die wat bly is. Vier jou kinders se prestasies met hulle. Efesiërs 4 vers 2. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. So wees inskikkelik teenoor jou kinders. En dan sien jy 'n baie mooi stukkie. Wat is 'n vader? God neem die standvastigheid van 'n berg, die majesteit van 'n boom, die warmte van 'n somerson, die rustigheid van 'n kabbelende stroom, die vrygewige siel van die natuur, die troosryke omhelsing van die nag, die wysheid van die grysheid, die krag van 'n swewende arend in die lug, die vreugde van 'n lenteoggend, die geloof van 'n mosterdsaad, die lydsaamheid van die ewigheid, die diepte van 'n gesin se behoud. Toe God hierdie eienskappe kombineer en sien dat niks bygevoeg kan word nie, het hy geweet sy meesterstuk is voltooi en toe het hy dit genoem Vader. Amen. Is regtig waar so. Ek wens dit meer van ons vaders kan so betrokke wees in die huise. Maar toe maar, die wat betrokke is betrokke. Amen. Ons vertrou die Here vir groot dinge, man. Ons laat ook net vir almal sê wat eintlik met die gedagte gekom en die ander het ingeval. Almal wat gehelp het, dit lyk pragtig en wat die pille gekoop het. Dis 'n dier storie. So almal baie dankie, ons waardeer dit regtig. Kom ons staan en dan sing ons lekker uit ons borse en verheerlik die Here.
straks iets probeer.
Ek wil nie, jy moet vanmorgen self so op die tyd Jakobus 3 gaan lees. Jakobus 3 is maar oor die tong. Nou die Here is redelik met my bedrywe gewees hier in die week oor die tong. En die skade wat die ou perd kan aanrig. Nou ek sit en dink so terwyl ek nou so oor tong praat, of tong voorberei. Ek het so 'n paar tande verloor het hier so langs die kant. En kort dan byt ek my tong raak. Nou weet ek nie of dit nou 'n rede is dat ek nou die tande verloor het, dat as ek nou iets verkeerd sê, dan byt ek myself raak. So, maar wonderlik, die ou tong. Nou daai Eksodus 20 vers 16. Eksodus 20 vers 16. Nou, miskien kan ek hom maar lees, ek het hom nou nie eers hier uitgehaal nie, maar kom ek lees hom, maar dis eintlik my so 'n mooi ding, dis deel van die 10 gebooie. Eksodus 20 vers 16. Hy sê hierso, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou is dit nou nie baie kosbaar. Laat ewen die 10 gebooie, haal die tong uit. En dan praat Jakobus 3 praat van hom, en Spreuke praat van hom. So ons gaan Woensdag gaan ons lekker kuier rondom die tong. Ek het 'n klomp skriffies ook uitgehaal, of nie regtig oor hom kuier nie, ek het eintlik iets anders, maar ek het 'n klomp skrifte daar uitgehaal wat ons Woensdag kan wat kom afneem en neerskrywe en al wat 'n ding is so. So die tong is 'n probleem. Nou as ons nou mooi gaan kyk na Jakobus 3, dan sien ons dat die opskrif alleen sê die tong. Verstaan, daar is nie die mooi tong of die lelike tong nie, daar staan net die tong. Nou ek het mos al eendag hier gesê wat as jy by die dokter kom daar 'n jaar, ek weet nie hoe hulle jou nou ondersoek nie, maar ons moes nou altyd ons tong uitgesteek het en dan as iemand nou tong uitgesteek, lyk my hy kyk jou hele pedigree. Jou van doel waar jy gebore is tot waar jy alles lees nou op tong. Dit is nou soos hierdie wat die teeblare lees. So die dokter lees jou hele en die predikant as jy, of predikers as jy instap dan. Die ou predikers dan sê hulle sommer jy mannetjie. Verstaan jy daai alles en dan jy nog eers jou tong uitgesteek het. Nou wat dan nog van daai jy nog jou tong moet uitsteek. Dan sien hulle sommer. Jas, dis dan 'n vyand. So prys die Here, maar die tong het 'n probleem man. Weet, hy is 'n ander saak hierdie. Die tong, hy kan nogal vir jou groot skade aanrig. Nou ons sien dan in Eksodus 20 wat hy praat van hierdie tong wat ons moet in beheer. Nou as ons hier Jakobus 3 vers 3 tot 4 dan beeld hy vir ons 2 dinge uit oor die krag van die tong. Die krag van die tong. Nou kyk hierdie tong wat vir jou, kan jy nou glo dat so 'n klein dingetjie, hy is seker die kleinste aan jou liggaam, maar hy het die meeste krag in jou liggaam. Hy beheer 'n liggaam. Hy stuur 'n liggaam net waar hy wil. Dis maar soos ons nou hoor, dis wat ons baie keer gehoor het, dat hierdie tong is soos 'n veerekussing. As jy hom daar uit in die wind het hom gevat, jy sal nooit weer daai klomp vere bymekaar kry. Daar's nie 'n manier die skade wat hy kan aanrig nie. Nou vir ons wat nou van die plaas af kom, sal nou weet, as ons praat van die krag van die tong, dan gebruik Jakobus vir ons 'n mooi voorbeeld dat hy 'n perd, hy sê, wat jy 'n perd 'n stang in die bek sit. Verstaan jy? Jy moet as ou Jannie Silwer nou vanmôre hier gewees het, dan kort daar nou vir jou 'n preek gekry oor hierdie perde. Van die toom tot by die. Verstaan jy? Hy sal hom vir jou uitgelê. Want elke preek van nou Jannie is tong. Is 'n perd. Verstaan jy? So wonderlik. Maar ek het op 'n plaas groot geword, sal nou vanmôre vir jou kan sê dat jy kry verskillende stange vir hierdie perde. Nou as jy 'n perd nou begin leer, het hy 'n ander tipe stang wat hom hier in sy bek se hoeke vang, sodat jy vir hom kan stuur. Verstaan jy, want hy is nog wild. Ek wil hom sien watter perd klim, watter perd klim sommer net 'n perd. Kom ons sê hom so.
Kyk, ek het hom gesien hoe kan hy rondspring. Nou ons het hom altyd so groot gemaak, jy maak hom vas aan 'n ander makperd en dan word hy nou so op die manier word hy nou geleer of jy sit nou net sommer vir hom 'n kleintjie op of jy sit vir hom net 'n halter aan, laat hy net eers die goed gewoond raak. So daar's vreeslike styles, ek het nou nie al die maniere en planne in vreeslike kennis rond, maar ek weet as jy vir hom wil leer, dan sit jy vir hom 'n ander stang in wat hom hier in sy bek se hoek vang, wat hom so 'n bietjie knyp, so 'n bietjie boelie, verstaan jy, dat jy hom kan stuur, want anders dan ruk daai perd vir jou uit en hy gooi dan vir jou rond dat jy nie jou plek ken op aarde nie, want hy hardloop net waar hy wil, man. As dit kan, is moes daar al klaar waarom. Ek moes dan ook klaar mooi gelyk. Halleluja, kry ek ook nou asem. Dis ek meer 'n wilde perd. So dis wonderlik, man, weet, dis vir my so wonderlik hoe die Here se woord ons vergelyk met hierdie perd, want as jy nie 'n perd keer nie, man, dan rig hy skade en hy hardloop net waar hy wil. Is dit nie wonderlik, So 'n perd het nodig, is 'n wilde dier, net soos enige ander wilde dier, maar 'n dier is nie sommer net makkie. Nee, jy gaan nie sommer net hier 'n dier kom inkry en dan sy makkie. Nee, 'n ding is wild. Hy is wild. En dis hoekom die Here praat van die krag van 'n perd. As hy nie gestuur word, as hy nie 'n halter in sy bek het nie, dan hardloop hy waar hy wil en hy maak wat hy wil en hy rig skade. Jy nou op bo op 'n wilde perd gesit en dan sien jy waar hardloop. Wie, dis koes, pappa. Dis onder 'n boom deur. Kyk, hy doen alles in sy vermoë om vir jou van sy rug af te kry. Dis wat 'n wilde perd doen. Dis 'n perd sonder 'n stang. Nou ek weet, ek het nou een keer vir my broertjie, daai jare wat ek dan nog so bietjie wyn gevat het, maar ek was nie vir hom so lief gewees nie, maar is nou al baie beter. Toe ek vir sommer vir hom 'n perd gegee met 'n tou in die bek en ek het geweet die perd hou nie van 'n tou in die bekkie en ons het ek in so 'n Hollis Jeep met 'n AU-hoeter. Ken julle die AU? Daar staan AU-hoeter. Jy het daai ding as hier agter jou blaas, is so goed soos hierdie goed bietjie nou so toe ek nou vir hom so 'n perd en ek is met my Hollis Jeep en die AU-hoeter hier agter hom. Weet hy is mos net so groot, weet hy man vat net so af en toe op. Ek sê halleluja, so lyk 'n wilde perd. Hey. Nou dis so kan dit met ons gaan, dis ons nou op 'n wilde perd so klim. Verstaan jy, so die Here sê, dis baie belangrik vanmôre dat hierdie kragtige dier sal met 'n stang in sy bek kry. Hy kan nie sommer net so, want jy sien daar sit mense bo op hom wat kan seer kry, wat kan verongeluk, Nou wil hom, hier sal ek met meer water kry vanmôre. Die suiker raak hoog. Maar wie is dit nie kosbaar? En dan sê die woord van die Here, net so is die mens. Net soos wat hierdie perd jou wil seermaak. Hy wil jou van sy rug afkry. Hy wil jou vernietig, want as hy kan sou hy, want dis 'n wille, dis iets wat nie bekend is, hy verstaan nie wat is nou hier op hom nie. So hy wil alles nou net afkry wat bo op hom is. So hy gaan alles in sy vermoë doen om hierdie ding wat op sy rug is af te kry. Maar as jy hom 'n stang in die bek kan sit, dan verander sake en hy leer skielik en hy besef maar, hoor, hier's iets wat my beheer, hier's iets in my lewe. Net so is 'n tong, mense. Weet, en dis wat vir my mooi is, as ons nie by God is nie, dan is hierdie kragtige tong besig om te vernietig. 'n ander kragtige ding wat hy praat van meer Port Nollothse mense, is daar die stuur. Kyk nou net, 'n klein stuurtjie soos woord van die Here is vir ons mooi sê, wat hierdie massiewe stuk boot beheer. Kyk hierdie krag, kyk hoe gebruik God twee dinge uit die natuur en die materiële ding, wat kragtig is. Is dit nie wonderlik? 'n Perd wat sommer net met 'n stang gestuur word, en 'n massiewe stuk boot, die krag, hierdie massiewe ding, word net met 'n stuur, en hy moet gaan waar hy gestuur word. Verstaan jy? Dis die krag van die tong. Verstaan mense, hier's 'n vreeslike groot ding vanmôre rondom ons tong wat ons sal moet verstaan. En ek praat nou, ek is nou nie hier oor skinder en ek het nie met daai, ons kinderama. Ons steek rug, ons maak kwaad, ons doen kwaad. Die ou wat vir my sê hy doen nie, hy lieg.
Eintlik. Ons het almal tekortkominge. En dis hoekom ek vanmôre oor die tong praat. Wie ewen jou tong het 'n slegte karakter. Die woord van die Here sê, hy kan of uit 'n fontein kan daar nie tog dood en lewe. Daar kan nie goeie en slegte water uit 'n fontein kom nie. Nou van watse fontein praat die Here hierso? Hy praat van jou hart. Verstaan jy? Die karakter van 'n tong. Is dit nie mooi wat hy vir ons vanmôre wys waarsku dat die karakter van 'n tong kan, hy sê hierdie karakter kan die wêreld aan die brand steek. Hierdie karakter is 'n groot gevaar. Hy vergelyk hierdie karakter. Kan jy glo dat jou tong 'n karakter het? Nie jou mindset nie, nie jou hart nie. Jou karakter, jou tong het 'n karakter soos hy hier nou sit en blaas. Dis sy karakter. Hierdie tong, dis hoekom die woord sê, dit maak nie saak wat in jou mond ingaan nie. Verstaan jy? Die woord sê vir ons duidelik, ek dink is daar in Matteus 15 vers 17 tot 20. Hy sê dit maak nie saak wat by jou hart ingaan nie, maar dit wat by die hart uitkom, wat by die mond uitkom. Verstaan jy? As by die mond ingaan nie, dis wat by die mond uitkom wat saak maak. Want dit wat by die mond uitgaan, sê die woord, word deur die liggaam verwerk. Maar dit wat by die mond uitkom, dis waar die groot gevaar vanmôre lê. Want dis waar die karakter van die tong. Want as hierdie tong nie onder beheer is nie, dan is sy karakter ook nie onder beheer nie. Verstaan jy? Dan word hierdie tong deur die vuur, deur die hel aangesteek. Dis wat die woord sê. Hy is soos 'n vuur. Hy sê dis soos 'n klein vuurtjie. Het jy nou gesien, man, hierdie dorp kan afgebreek word deur een vuurtjie wat jy trek. Kyk net die groot gevaar. God waarsku ons vanmôre dat ons monde in beheer moet hou rondom sekere dinge, want anderster verwoes dit. Is dit nie wonderlik vanmôre mense dat die Here met ons 'n bietjie deel? En dit is vir my so kosbaar as ek vanmôre kyk, hierdie karaktereienskap van die tong. Weet, dit sê so alles van wat in ons lewe aangaan. Is dit nie waar nie? Dit sê so alles van wat in ons hart aangaan. Dis hoekom die woord vir ons sê, bewaar jou hart die meeste van alles. Bewaar jou hart, want dit maak dat dis jou karakter van jou tong. Want as jou tong nie in beheer is nie, dan is jou hart nie in beheer is, dan is jou karakter nie in beheer, jou tong se karakter. Weet, daar is vir my vreeslik kosbaar. Weet, as ons bietjie as mens, hoor bietjie hoe ons praat, hoor sommer vir jouself. Weet, daar is vir my een mooi, vreeslike mooi ding, wat die Here praat. As ons bietjie gaan kyk, weet daar in die woord, hierdie ou tong kan dan maar skade, ek sit dit ding sommer net so. As ons bietjie aan nou Nabot dink. Nou Nabot het 'n pragtige wingerd gehad, net langs ou koning Agab se paleis. Ja? Hoor net, as ons praat van karakter, die tong se karakter. Verstaan jy? En vanmôre, ek wil terugkom na die hart van die mens toe. Want hierdie ding kan net praat wat in die hart is. Hy kan nie sê, want jy sien, as ons hom 'n toom aangesit, as hierdie ding hier in jou mond 'n toom kry, dan is hy onder beheer. Maar anders as hy deur die hel aangesteek is, soos die woord sê, deur daardie vuur uit die hel, want hier's 2 vure wat hom gaan brandsteek. Die woord praat van 2 vure wat hom brandsteek. Kom ons maar eers by die negatiewe. Hier sit ou Nabot, hy het die pragtigste wingerd. En ou Agab stuur of loop self na hom toe, want dis nou langs sy paleis, en hy gaan sê vir ou Nabot, hoor jy, ek wil eintlik hierdie stukkie grond van jou hê. Ek sal vir jou of 'n ander stuk grond gee, of ek sal die grond by jou koop, of wat maak dit ook al saak, maar ek wil graag hierdie stukkie grond hê. En Nabot sê vir hom, nou in daardie tyd, iets wat jy geërf het, verkoop jy nie, want dit is 'n erfstuk, dit bly in die familie, dit bly in die gesin. Verstaan jy? In die bloedlyn, dit van pa na klein kind en kinders so dit bly,
En Agab weet mos hierdie ding. Dit was 'n instelling in die Ou Testament gewees dat as jy iets geërf het, dan moet dit in die familie bly. So nou kom jy en jy wil jou mag misbruik om iets in die hande te kry wat jy weet hierdie ou nie mag verkoop nie. Of vir jou weggee of verruil nie. En toe hy nou nie sy sin kry nie, toe gaan hy na liefie toe. Jezebel. En Jezebel sê, moenie jy worry nie, ek sal hom uitsorteer. Jy hoor mooi, ek sal hom uitsorteer. Want my tong is mos deur die vuur van die hel aangesteek. So ek sal vir hom wys wie hy. Want my hart is mos vol boosheid, so ek sal hom wys. Ek sal vir hom wys, moenie jy worry, jy sal jou grond kry. En op die einde van die dag, wat doen Jezebel? Sy saai onkruid. Sy lieg en bedrieg. Sy bring verdeeldheid. Sy bring valse getuienis teen Nabot. En op die einde van die dag gaan sit die priesters en almal voor Nabot en hulle vind hom skuldig oor 'n ding wat hy nie gesê het nie en hy word gestenig. En sy gaan terug na haar man toe en sy sê vir hom, hoorie, hier is jou grond. Halleluja, kan jy glo? 'n tong wat deur die vuur van die hel aangesteek het. Net so kom ons terug na Stefanus toe. Net so kom ek wil vanmôre sê, sit sommer jou naam vanmôre in Stefanus net. As jy die Here vanmôre liefhet man, met jou hele hart en siel, wil ek vir jou vanmôre sê, daar gaan valse getuienisse wat uit die hel uit brand gesteek word, sal teen jou gespreek word, my boetie en my sussie. Ja, jy sal reg gesteek word, jy sal verneder word. Moenie worry nie, verstaan die een ding vanmôre, dis omdat jy God liefhet. Dis omdat jy God liefhet. En hier kom ons Stefanus, 'n man wat die Here liefhet, wat nie soveel verkeerd praat van Jesus Christus. En hulle kom die Fariseërs en hulle bring 'n valse getuienis teen hom. En hy word gestenig. Hoor jy vanmôre, 'n tong wat deur die hel, so kan ons aangaan. Ons kan vir Jesus as voorbeeld, 'n valse getuienis word teen hom gebring en hy word gekruisig. So gaan ons aan. Ons kan Petrusband daar so, op Paulus, so kan ons aangaan met elke disipel van die Here, hoe daar valse getuienis teen mense ingebring word en jy word gestenig. Het jy nie al in hierdie dorp so 'n bietjie klippe ervaar nie? Halleluja! Is dan nie gister, wanneer blom het ons nou weer hier? Vrydag. Wat die polisie hier vir ons, ek weet nie wie dit is nie, maar jy sal ons rekenskap voor God gee, wat ons nou weer onwettig in die land is. Halleluja! Aluta! Man, ek weet hoe voel 'n mens as jy jouself so verneder. Want jy moet ons nou terug gaan en sê, sorry nee, ek het gedink. Ai, die arme dwaas, want die woord van die Here praat van 'n dwaas. Maar valse getuienis, ons moet dit te wagte wees. Prys die Here man. Ons moet dit te wagte wees. Want dit is 'n tong wat deur die hel aangesteek word. Halleluja. Dit moet so wees. Jou valse getuienis om iets in die hande te kry of om self te regverdig. Ek weet nie, maak nie vir my saak nie. Maar op die einde van die dag, mense wat vir baie besonder is dat hierdie tong wat in die hel aangesteek is, iewers gaan God homself blus. Iewers gaan die gees van die Here hierdie tong blus. Maar wie wat vir my vanmôre spesiaal is, en dis waar ek sien mos altyd die negatiewe praat ek so bietjie, maar ek is meer oor die positiewe. Want ons het ons iewers in ons lewe op 'n dag gesê, Here Jesus, kom U in my lewe. Ek kan nie meer so aangaan nie, ek wil nie meer so aangaan nie. So my tong het ek nou vir die Here gegee. Ja, party het, en ander hou hom nog so bietjie. Ons kram hom nog so bietjie. Ja, hy's daarom te lekker. Dis asof jy roomers loop lek, soos vir kinders. Yes. Hy gaan soos 'n slang sit. Stiek, hele dag. En jy sien, waar sit 'n slang se gifsak? Net agter sy tande. So as hy pik, dan kom hy gif uit. Fyn. Hy werk so. Maar die meeste van die gevalle is ek mos dan self
Ratel, nee, Ratel, wat is lam so lekker? Ja, hy kyk jy daai ermantjies, hy kry net nie geraak gepik. Want ons is ons kind van God. Halleluja. Ons is 'n kind van die Here. Verstaan maar wat vir my wonderlik is, daardie oomblik wat ek my hart, verstaan ons gee mos nie net ons lewe nie. Jy spreek oor, jy gee jou hart vir die Here. Jy gee jou hart vir die Here. So hierdie hart word nou gevat en hy word nou deur 'n ander vuur gelouter. Hy word gesuiwer, want dit wat in die hart is, kom by die mond uit. Mense weet wat vir my so wonderlik is. En dis hoekom ons nie mekaar moet grind en gou nie. Want dis, jy sien, Tannie Marie is dalk my spieël. Die hele pad, my hele lewe. So hier's in die kerk sit net 'n klomp spieëls van wie ek is. Verstaan jy? Want as ek in Barbie kyk en sy sê vir my iets wat ek nie like nie, dan is dit my spieël wat met my praat. Want wat jy sien, God is besig om die hart te suiwer van wat onrein hier binnekant. Nie omdat hy jou nie lief het die mense, maar juis omdat hy vir jou omgee en omdat hy daar is vir ons, is hy besig om hierdie hart te suiwer. En God gebruik ander mense wat 'n ding sê vir jou. As ek sê hoe sleg of hy sê vir my sleg en ek sê vir hom sleg, dan wys dit wat in my hart aan die gang nog is. Hier's nog bitterheid, hier's nog seer. En nou sien ons in ons spieël, in 'n ander een wat baie keer dinge sê teen jou en dinge kwytraak teen jou, sien jy eintlik jou eie hart raak. Hoekom pla dit jou? Hoekom murmureer jy? Hoekom is jy kwaad as iemand iets gesê? Is dit nie juis omdat daar in jou hart nog iets is wat onsuiwer is, wat moet uitkom nie? Wat lelik en sleg is nie? Want jy sien, die woord sê mos, dis nie wat ingaan nie, maar wat uitkom. Is dit nie kosbaar vanmôre mense? Dis kosbaar man. Weet, dis vir my so wonderlik om te kan weet dat God is besig met ons, om ons te suiwer. Weet wat vir my wonderlik mense, dat ek en u vanmôre, dat ons in die teenwoordigheid van die Here sal moet kom. Ons sal in die teenwoordigheid van God moet kom, sodat hierdie suiweringsproses in my lewe kan begin. Sodat ek, dat die spieël kan begin praat met my. En dis waar Jesaja, ek kom net weer terug, want jy sien, die Satan is met sy bose magte staan meer as gereed, om ons gedurig aan te val, in ons mindset, en hy steek jou brand, en hy loop 'n steekbrand, verstaan jy, want jy sien, ons konsentreer, ons fokus is nie op die kruis nie, maar op die mensdom, oor wat hy kwytraak en wat hy sê, verstaan jy, nou fokus ons so daarop, dat ons nie die kruis sien nie, ons kom nie in die teenwoordigheid van God, sodat hy vir ons kan wys, hoe groot en heilig hy is nie. Verstaan jy, die oomblik toe Jesaja daar instap, mense, die oomblik toe Jesaja in die teenwoordigheid van God instap, toe stap hy in hierdie huis, nie, God het hom nie gehaat nie, verstaan jy, ons praat van die koolvuur wat jou hart so bietjie brand, die oomblik toe in die teenwoordigheid van God insit, jy moet insit, ek wil nie gepraat er nie, die oomblik toe hy in die teenwoordigheid van God instap, halleluja man, hoor vanmôre mooi iets besonders mense, die oomblik toe hy in die teenwoordigheid van God instap, dis waar dinge verander man, nie in die wêreldse dinge nie, kry jou oor weg van wat mense sê man, kry jou fokus weg van wat mense sê man, kry hierdie dinge weg, kry jou hart op die regte plek man, verstaan ons moet disippels wees, en ons praat hierdie afgelope tyd al, hoeveel houe moet jy, ons sien dan 2 Korintiërs wat op Paulus sê, ek is deur dit en ek is deur dit en hierdie storming, en hier, verstaan jy mens, wat beteken 'n preek? Wat beteken 'n preek, as ons nie verandering wil toelaat in ons lewe nie? Wat beteken dit? God wil ons disippels maak,
Hy wil ons gebruik om lewens te verander, maar nou bly fokus ons op die dinge wat ons sien en dit wat ons hoor. Maar jy sien as ek hier versaai, hoor hier mooi weet, hierdie is vir my so besonder, waar hy in die heiligheid van God loop instap. Duisende mense, miskien nie om hom, horde mense, maar hy stap in die heiligheid van God. Wat het hom laat uitroep? Wat het vir hom gesê? Ek is 'n sondaar. Wat het gemaak dat hy uitskrou? Ek is 'n sondaar. Dis die heiligheid van God wat gemaak het, dat hy uitroep, ek is 'n sondaar. Verstaan jy? Toe hy die oomblik, toe hy sy spieël sien, toe hy sien wie hy is, wat werklik in sy hart is, toe roep hy uit, ek is 'n sondaar. Dit is vir my te vreeslik om in die heiligheid van God te kom staan, in hierdie heiligheid van die Here, wat besig is om my sonde vir my te openbaar, om my hart vir my uit te ruk en te wys, kyk hier so Jesaja, kyk hoe lyk jou hart, jy het gedog, jy's okay, jy's alright, totdat jy in my teenwoordigheid, want in God se teenwoordigheid begin sonde openbaar, dit kom aan die lig, want sonde kan nie in die teenwoordigheid van God floreer nie. Halleluja, verstaan jy hoekom ek so druk en druk op stilte tyd, want dis in stilte tyd, wat God hierdie hart uitvat. Jesaja, kyk hierso man, verstaan jy, kyk wat gaan hierso aan, dit lyk nie goed nie. Weet jy, ek en jy kan vanmôre op die regte tyd ons oogies toemaak. Vreeslik heilig. Ons kan op die regte tyd ons handjies opsteek. Ons kan op die regte tyd die mooiste liedere sing. Verstaan jy vanmôre? Ons kan die mooiste dinge doen in die teenwoordig hier in die kerk. Verstaan jy? Maar hier binnekant waar God sien, hier waar God sien, gebeur ander dinge. Hier binne in ons harte waar God sien. Ek glo Jesaja het ook die regte ding op die regte tyd gepraat. Ons kan hier vir mense bid. Ja, ons kan vreeslik heilig hier wees, wat goed en wonderlik en pragt, maar terwyl jy hier bid, as jy in jou eie binnekamer instap, dan is jou hart ijskoud. Verstaan mense, mooi preke beteken vir God niks nie. Niks man, verstaan jy? Dis waar die krag van die Heilige Gees is. Waar die krag van die Heilige Gees is, daar kom verandering. Waar 'n hart op altaar gesit is, waar 'n hart aangeraak is deur 'n koolvuur uit die hemel uit. Halleluja man. Waar die vuur, want jy sien, hy praat van 'n vuur en hy praat van 'n kool. Dan staan jy die vuur van die Heilige Gees. Hey, halleluja man. Die kool, 'n kool beteken die woord van die Here. Dis wat die kool beteken. Dis nie sommer net 'n koolvuur uit die hemel, maar dis nie storieboeke nie. Kry jou liefdesverhaal hier in die biblioteek. Gaan lees daai gemors. Die woord van die Here is om te verander. Dis om 'n hart te change. Maar jy sien, ons hou vas. Terwyl God trek, hou vas ons aan die drek hier agter. Ons hou vas, ons wil nie los nie mense. Want die koolvuur wil jou ander maar so vas in die drek hier agter. Dis hoekom daar nie verandering kom nie. Ons wil nie let go nie. Ons wil nie laat gaan nie. Want jy sien, want in die teenwoordigheid van God kan hierdie bedrog gemors nie kom nie man. Halleluja man. Let go man. Los hierdie goed. Hier is die sekuriteit nie. Dis die sekuriteit nie. Om in die teenwoordigheid van die Here te kom en te besef, Here, ek staan naak voor U vanmôre. My hart, my alles, ek is ontbloot voor U. Halleluja. En dan kom die kool en hy begin reinig, die woord van die Here. Hy begin reinig. Hy begin skoonmaak, Jesaja 6. Hy begin skoonmaak en so roep ons uit. Is nie omdat God jou nie lief het, my boetie, my sussie. Dis juis omdat hy jou lief het. Juis omdat hy jou lief het, wat die verandering wil bring in jou lewe. En die kool begin raak. Mense, as die kool begin raak aan ons lippe, dis seer. Dis seer. Dit brand. Dit brand in ons harte.
dit bring 'n storm in ons belos, want ons het gehou vas nog aan goedes wat geen waarde het nie. En hierdie kool begin brand, want as ons hierdie woord begin lees, en hy begin suiwer, en hy begin uitvee, elke hoek van hierdie huis, dan begin daar verandering in ons lewe kom, mense. Want dis wat die kool doen, man. Dis wat die woord doen. Want ek lees om my net, man. Vir my is hy 'n boek wat moet change bring. Hy moet my verander, want dis waar ek kan sien wie God ons Vader is, man. Dis al wat ek vir God kan leer ken, is in sy woord, op geen ander manier, want sy hele karakter staan in die Bybel. Dis die Here wat ek dien, man. Dis die Here wat ons dien, want sy karakter staan, die wilde perd is getem, man. Halleluja! Hey, man, hierdie wilde perd is getem. Wie van ons vanmôre, ons praat van getuienisse van verwoesting, syp en mors en al wat die wilde perd is ingetrek. Prys die Here, en hy sy stang aangesit, en ek dank God vir die stang, man. Want die stang het my gelei. Jy sien die perd is gelei na die koolvuur toe. Verstaan jy? Hy hardloop nie meer waar hy wil nie. Hy hardloop nou na die woord toe. Want dis waar my heerlik, dis waar my vrede is. Dis waar die kalmte, want die koolvuur, jy sien, ons het daai tyd as jy beeste brand, dat jy so 'n yster, en terwyl hy hier in die kopklem vas is, dan choke jy hom daar. Dis Willem van Wyk se bees hierdie. Halleluja, dis my bees. Verstaan jy? Maar as hy daar gebrand word, dan skop 'n bees vir jou. Ek kan vir jou verseker, ons is dieselfde man. As die koolvuur op daardie wond raak wat jy nie wil nie, dan skop jy, man. Jy's dan nog so 'n paar houers soos willeperd. Want jy het so 'n sweephou hier gekry wat jy nie verwag het. Dis waar, mense. Dis wat die koolvuur doen, want hy choke jou op daardie plek wat jy gesit hou vas. Wat jy nie wil release nie. En hy choke jou daar. Maar as jy release, dan sê soos 'n koolvuur. Die woord en die gees is nie separate. Dis een. Dis een. Want die vuur kom louter. Die koolvuur wys vir jou, daar lê jou probleem. Die woord wys vir ons, daar is jou probleem. Release nou. Laat gaan nou, man. Sodat die vuur kan begin wegvat. Sodat die vuur kan begin louter. Dit maak seer, mense. Maar dis liefde. Dis so kosbaar, dis liefde. Jy sien, as hierdie koolvuur begin raak, dan sit hy meer, hy raak nie met sagte woordjies nie, man. Nee. Dis hierdie klomp vals gemors. Nog nooit. As God jou raak, raak jy nie met sagte woordjies, man. God verdra nie sonde nie. God verdra nie onreg nie. Soos jy in sy teenwoordigheid loop instap, en jy sak op jou knieë nooit neer, en jy sê ek is 'n sondaar, want die heiligheid van God wys vir jou, hoe lyk jou karakter. Vir ons wat gedink het ons is heilig, tot jy in sy teenwoordigheid, en hy vir jou so in hierdie stille oomblikke wys, kyk hoe lyk jy werklik, Willem. Dis nie 'n sagte woordjie nie, man. Dis nie 'n sagte pleistertjie wat wil 'n stuk in 'n plekkie nie. Nee, wat is die afwerk voeltjies sê? Kry jy nou verdomde afwerk voeltjies in die kerk uit, man. Ons wil net sulke pamperlang afwerk voeltjies. Dis nonsens, man. Hierdie wêreld is te taaf en te hard. Dink jy hulle voel vir jou, terwyl jy moet afwerk voeltjie? Nog nooit nie, man. Dis reg, hulle moet hier kom instap, en dan moet hy gesond word. Hy moet in die teenwoordigheid van God kom. Dis waar 'n afwerk voeltjie gesond word. Moenie na jare loop jy nog soos 'n dronk ding hier rond nie, man. As jy maar dronk gebeur het, maar dis van petetiesheid, van selfbejammering. Dis hoekom jy so lyk. Ek het nie plek of tyd om my tyd te mors met selfbejammering nie. Werklik. Want ek weet dat jy vir die koninkryk van God 0 beteken. En jy wil ook 0 beteken. Dis vir jou lekker. My werk
as Willem van Wyk in hierdie gemeente, en ons almal se werk wat 'n pad met die Here stap, is om mense op te tel. Amen. Ons moet hulle oprig, mense. Wat se doel het ons bereik? Maar jy sien, ons sit self met goed in ons eie harte. Ja? Ons as herders sit met dinge in ons harte wat nie rein en skoon voor God is nie. En as ons maar net in die teenwoordigheid van God kan op instap, dat God vir ons wys. Jy sien, want Jesaja was 'n leier gewees. Dit was nie sommer net enigiemand, dit was Jesaja was 'n leier gewees. En hy staan op. Nie met sagte pleistertjies, maar 'n brandende kool wat reguit na sy lippe toe gaan. Nie ompaai, nie eers ag toe maar. Nee, hierdie kool gaan reg. As jy die woord van die Here oopmaak, dan begin spreek hy jou aan. Met liefde. In liefde. Want ons God is liefde. Soos hy jou aanspreek, dan doen hy dit uit liefde uit. Hierdie brandende kool gaan nie vir oortjies, hy gaan reguit na jou tong toe. Want hy weet as die tong aangeraak word, dan begin spreek hy wat God wil hê hy moet spreek. Want jy sien, dan begin hy skoon maak. Hy maak seer, maar hy maak skoon. En dis waar die Here uitroep. Jesaja uitroep. Ja, Here. Jy sien, die een oomblik, ek is 'n sondaar. En die volgende oomblik, Here stuur my. Kyk hierdie twee. Kyk die mense, moenie. Luister mooi. Hoor mooi. Ek is 'n sondaar. Maar toe die vuur aanraak, my hart aanraak, dat ek sien wat hier binnekant aangaan, dat ek vir myself in mense raak sien. Wie, ek moes hierdie week nog net loop bely. Ek moes nog net bely en sê, sorry Here, want ek sien so baie in myself. As ek teruggaan na my getuienis, ek wil nie klop getuienis, ek praat maar net van skoolboelies, wat die skade wat dit in my lewe aangerig het, hoe dit my vernietig het, dat ek myself, my eie ek nooit kan ontdek het. Verstaan jy? En sommer binne, nie baie lang terug, toe moet ek besef, Here, maar daar sit onvergewensgesindheid in my hart vas. Daar sit bitterheid in my hart vas. Prys die Here, dat ek op 'n troue dit moes loop sien. Kom ek sê vir jou, want ek was pastoor reguit op pad hel toe. Reguit op pad hel toe. Maar God se liefde, die oomblik toe ek hierdie mense sien, toe besef ek, maar ek sit met geweldige haat in my hart. Want dit het nie net my lewe vernietig nie, dit het my kinders se lewe vernietig. Dit het my verhouding met my ouers vernietig. Dit het so ver vernietig dat ek nie voor mense kon praat nie. Dat ek nie my doel wat ek graag in die lewe, niks kon ek bereik nie as gevolg van dit. En ek besef, Here, ek staan voor U. Ek is nou wel nie meer troue, maar hier sit seer en bitterheid in my. Ek wil hierdie een vrek maak. Ek wil hom nie doodmaak. Ek wil hom vrek skiet. Ek wil hom nie net wurg nie. Hoor mooi vanmôre. Dis wat ons harte, moenie hier 'n sagte woord hê. Jy het nie gevoel ek wil hom doodmaak. Jy voel jy wil hom vrek maak. Moenie hier in jou hart sê vrek, hy sê nie dood nie. Want bitterheid sê nie dood nie. Bitterheid sit met woede, met kwaad. En ek besef, Here, ek sit met goed in my lewe. Want hierdie goed in my hart speel 'n groot rol in my lewe vorentoe. Ek kan nie God nie. Uit hierdie fontein kan die bitter en soet water kom, die mense. Hierdie fontein waar die Heilige Gees van God in woon. Jy kan nie soet en bitter water uitkom nie. Ons kan nie hier praat van Jesus en hierdie volgende oomblik loop en vervloek ons mense nie. Is dit nie vreeslik? Jou hart is nie rein voor God nie. Wat moet ons maak? Wat sê die woord van die Here? Hy sê begin by jou hart. Hy sê hoe moet ons hierdie ding skoon kry? Hy sê begin by jou hart. Kom in die teenwoordigheid van God, sodat hy jou kan wys wat in jou hart aangaan, mense.
Sodat die woord, Dawid roep uit, hy sê, Psalm 51, hy sê, Here skep in my 'n rein hart, want dis 'n onrein hart, wat gemaak het, dat ek met 'n vrou geloop val het. Dis 'n onrein hart, dat ek dinge spreek en sê teen mense. Dis 'n onrein hart, wat maak dat ek met bitter en onvergewensgesindheid stap. Dis met onrein hart, wat ek lyk soos ek lyk vanmôre mense. As jy nie die blydskap van die Here ervaar nie, is dit omdat daar 'n onrein hart, hy's nog nie heel uitgewas nie, verstaan nie vanmôre. Ons moet in sy teenwoordigheid, sodat hy vir ons 'n spieël, hoe sien jy vir jouself? Jy kyk jouself in 'n spieël, dan sien jy magtig, maar die ding is blys. Dis in 'n spieël. Waar jy's my spieël, dalk sonder dat jy dit weet. En ons het 'n spieël nodig. Ons het regtig spieëls nodig. Nie hierdie perspek ding wat jy net so half sien nie, man. Jy het 'n spieël nodig. So moenie jou spieël vervloek nie. Moenie jou spieël gas gee nie. Moenie vir jou spieël sleg maak nie. Jy het hom nodig. Ons het 'n spieël nodig, mense, hoor jy vanmôre? Ons het 'n spieël nodig. Want dis die spieël, want God gebruik hierdie spieël om vir jou te sê hoe lyk dit in jou hart. Ek prys die Here vir elke spieël wat my aanspreek. Want ek weet dis die liefde van die Here. Want dit maak dat die onreinheid uit my wyk, man. En ek moet los aan 'n ding. Ek moes losgemaak het van hierdie bitterheid, sonder dat ek dit besef het. Maar God het my eers gewandel en gevat, hierdie perd gestuur. Al is dit by 'n troue, om te sien, kyk jy, hoe lyk jou spieël. Jy's nog nie gereed. God het my in hierdie week oor nog goed aangespreek. Deur 'n spieël. Ek sê, prys die Here. Prys die Here. Here, kyk hoe boos is my hart. Nie vir mense luister op Facebook. O, jy's 'n goeie, dis Petrus. Nog nooit sal ek toelaat dat u gekruisig word. Dis Petrus, pas op. Ek sien hom met die kos gee. O, Willem, jy's daarom al die jare so 'n goeie mens. Dis 'n Petrus. Ek luister nie op Petrus. Daai ding lei jou weg van God. Applaus. Petrus. Wat sien God? Wil jy deur mense gesien word, Willem? O, magtig. Jo, dis nie teenwoordig. Die vuur, die koolvuur het my aangespreek. Nou nie oor die kos geen, maar oor iets anders. Ek vat maar net 'n voorbeeld. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan, maar ek weet dat ons die koolvuur nodig het. Ons het ons spieëls nodig. Jy moet iemand hê. Wat is die beste? Positiewe kritiek is die beste ding in die lewe. Want sy brand is liefde en rein en skoonmaak. En hy neem weg uit ons lewe wat ons nie wil loslaat. Is dit nie kosbaar? En die woorde, ons maak klaar. Die woorde wat ons spreek, is wat in ons hart is. Die spieël wys vir jou. Kyk hier, so lyk jou hart. Ja, sê, ek dink jy is daarom sleg. En daar weer kaats die bly die spieël. O, magtig. Dis eintlik jy, Willem, wat so sleg is. Ek dink jy's 'n bly niks net. Ek dink jy wil net, ons het lang luister, en daar draai die spieël om, en hy wys vir jou, dis jy. Ek toch kan ek so rein, nee, dis jy. Want jou hart is vol van hierdie goed, en hier wys die spieël vir my, dis jy. Want as jy geweet het wie Christus is, as jou mond, jou tong aangeraak is, deur 'n koolvuur, deur die woord en die gees, kan jy gestuur word. Maar as jy nie so aangeraak is, kan jy nie gestuur word. Want die spieël wys. Hoor een ding vanmôre mense, jy kan nie jou tong tem nie.
Ek en jy kan nie hierdie ding in beheer kry nie. Net God. Ons het nie die vermoë om ons tong te tem nie. Net God. Waar? In sy teenwoordigheid. In jou stilte tyd. Want in sy teenwoordigheid maak hy ons bloot. Mense. Is dit nie wonderlik? As die koolvuur miskien vanmôre vir ons kom besoek het. En ons draai die spieël wat ons vir iemand anders. En ons kyk vanmôre in ons eie spieël en sê, ja, Here, ek is 'n sondaar. Reinig my. Maak my hart vanmôre skoon. Hierdie week het, hoor mooi, hierdie week het die Here met my bitterlik hart gepraat. Oor my hart. Wanneer jy het nou gehoor wat ek gesê het, mooi preekies, handjies opsteek op die regte tyd, toe moet ek hoor, jy's vals. Kan jy glo? Ja, en God was reg. God was reg. Maar altyd handjies, nou steek ek hom op. En ek is door die herder. Alles aan. Ek is die herder. Halleluja. Ek wens, ek begeer dat meer herders opreg voor God kom staan en sê, Here, wys my spieël. Wys my spieël. En in hierdie week het ek soveel boosheid in myself gesien. Wat God uitgewys het. Wat vir die mense mooi lyk. Ja, ek het ook gedog, baie goed is opreg. Baie dinge doen ek opreg. Eerlikwaar, ek doen dit opreg. Maar daar's dinge wat vals was. As ek voor jou kan bely, gaan bely voor God. Ek stel vanmôre 'n voorbeeld. Dat die koolvuur moes my in hierdie week aangeraak het. My lippe aangeraak. My hart aangeraak. My gesindheid aangeraak. Ja? Want ek sit met God se mense. Elke een wat hier sit, is geleen. En ek as herder het 'n verantwoordelikheid om met opreg, as ek met jou praat oor Jesus liefde, dan moet ek opreg dit kan sê, Jesus liefde. As ek vir jou sê, ek gee vir jou om, dan moet ek met opregtheid kan sê, ek gee vir jou om. Anderster is dit valse vrugte. Nou daar's klomp vrug wat reg is, maar daar's 'n paar vruggies, heel paar vruggies, wat steekplekkies op het. Hy kan gebruik word, maar hy's nie ten volle gesond nie. Dis daai tweedehandse vruggie, wat ons hier in Port Nolloth kry. Spar. Kom reg. Want ons gee hierdie tweedehandse vruggie vir ons mense. Maar Here, is oor my hart so vol. Onthou, is dit laas Sondag oor die beker wat te vol is van onsself. Hy moet gevul word met die Gees. Ons moet nie net hoor die mense. Ons moet vanmôre dit toepas. God het my aangespreek. En mag die woord wat vanmôre uitgaan, ook vir u binne in u harte aanspreek. Nie ek. Want ek bely voor u, dat ek is net so skuldig. Net so skuldig in klomp dinge gewees. En nou vra ek, Here, in hierdie teenwoordigheid, laat hierdie kool maar bly brand, want hier's nog baie seer. Hier's nog klomp goeders wat 'n mens maar so 'n masker opsit. En as hierdie kool kom brand op daai seer, dan ruk hy eintlik hierdie masker af. Want ons is baas maskerdraers. Maar wat ons ook verstaan, maar in hierdie bediening, in die werk van God,
Ons moet dat hy gebrand word. Hy moet gebrand word. Want as hy gebrand word, dan spat die masker. Ja, man, en hoe meer seer gebrand word, hoe open word ek voor God. Ja. Yes, mense. Here, ek sien so baie. Ek sien nou eers. Mense, daar's niks so lekker om naak voor God te loop staan en te sê, Here, ek sien nou eers vir Willem van Wyk. Here, ek sien nou eers. Ek sien nou eers. Nou wat ek in u heilige teenwoordigheid, waar sonde nie sal inkom nie, sien ek nou eers, Here. En dan word die stang aangesit. Prys God. Nou word die stang aangesit. Nou word die stang aangesit. Deur, Here, ek is 'n sondaar. Ok, Willem, kom ek sit jou stang aan. Want die gees van die Here gaan jou nou vanaf stuur. Maar die kool bly hier. Die kool bly hierso. As daar fout kom, gaan ek jou choke. Ek gaan nie 'n pleistertjie opplak nie. Ek gaan nie met sagte soet woordjies. Nee, ek gaan vir jou choke. Hy gaan brand. Maar dis brand van liefde. Dis brand van omgee. Dis God se liefde wat brand, want 'n wond moet gesond kom. Hy kan nie aan mekaar infeksie kry nie. Hy moet gesond kom. Mense, ons kan nie heeldags afleer voeltjies bly nie. Ons moet gesond kom. Die wêreld is wreed en hulle voel vir jou niks. En God wil ons gebruik. God wil ons gebruik. Daar sit verlore mense, nou sit ons met 'n hart vol boosheid. En hierdie hart spreek met die tong uit. Yes, hierdie ding is so los soos 'n prostituut op straat, man. Hierdie tong. Los gaat vrouens, los gaat tong. Nee, man. Nee, man. Nee, man. Dis die God se hart vir ons. Nee. Mense, ons sit met soveel seer. Ons sit met soveel seer. Wat trots maak, dat ons dit in die lig wil bring. Dis net trots. Wat maak dat ons dit nie, Here, hier sê. Hoorie, ons het dit so al bemeester. Ons het hom al so toegepluister. Hy het sulke laag op laag pleister. Jy skud hom eintlik so weg. As die gees van die Here vanmôre gepraat, dan probeer jy hom afskud. Soos 'n lastige bamboesvlieg. Jy wil hom afskud. Maar ek bid God, hy moet nie van vandag af afgeskud word. Dat as jy vanaand loop lê, dat hy so lastig, soos 'n blaffende hond daar buite sal wees. Ek sê nie die Heilige Gees is 'n blaffende hond. Ek sê maar laat jou gewete, dat jou gewete so ry, dat jy vannag nie 'n oog sal toemaak. Ek bid dit, dat God jou so wakker sal hou, dat jy nie vannag 'n oog sal toemaak nie, totdat jy opstaan vannag. Tot jy opstaan uit jou bed uit, en sê, Here, hier is ek. Jy mag nie slaap vanaand nie. Ek bid God daarvoor, dat jy vannag sal opstaan, en op jou knieë voor God sal buig, en sê, Here, hier is ek. Ek is 'n sondaar. Hier is ek. Brand my. Raak my aan. Maak my gesond. Amen. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons gee vandag alles aan U oor. Heilige Gees, ek bid soos ou Jesaja, dat ons tonge vanmôre, nie ons tonge nie, maar eers ons hart. Want die tong kan maar net sê wat in die hart is. Here, maar die grootste gebed vanmôre, dat U ons binnekant sal genees. Dat hierdie spieël, die vuur van die Heilige Gees, baie dieper sal brand, as wat ons wil toelaat. Here, dat ons vanmôre
afbreek die mure wat om Jericho gebou is. Dat ons naak voor U kom staan en sê, dis soos ek lyk, Here. En dat ons vanmôre sal toelaat, dat hierdie stadsmuur deur die Heilige Gees sal gebou word. Want dan word ons hart beskerm teen die gevare, die invloed van buite. Dat ons vanmôre ons harte sal oopskeer en sê, Here, kyk hoe lyk hy. Nie asof jy nie sien, jy weet hoe lyk hy. Ek skeer hom vanmôre oop, Here. Soos ou Dawid, Here, skep in my 'n rein hart. Ons moet dit vanmôre nie net lees in die Bybel nie. Dit moet 'n werklikheid in ons lewe word vanmôre, my God. Dit gaan nie oor die skinder en die kwaad praat en dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor ons hart, Here. Dit gaan dat ons hart moet skoon sodat ons kan bedien, sodat ons ander na U toe kan lei, Here. Sodat ons in U teenwoordigheid daardie vrede en liefde van U kan ervaar en beleef 100%. Nie net bietjies. Ons moet nie op 'n survival mode wees nie, Here. 100% van die liefde van God. As jy vanmôre iemand is wat nog nie Jesus Christus aangeneem het in jou lewe nie, kom sien my na die tyd. Here, lê dit op my hart. As hier iemand is wat nog nie gesê het, ja Jesus. Nie hoor ek aangeneem en voorgestel is, maar dat daar 'n dag in my lewe moet kom, dat ek in Jesus se teenwoordigheid wil instap. En die Heilige Gees van God begin skoon maak. Ek prys U. Ek dank U, o Heilige Gees. Here, ek bid vir Pieter en sy vrou ook wat nou weggaan in 'n ander plek. Ek bid dat U hulle kragtig sal gebruik. Hulle gaan nie maar net daarvoor werk nie. U het hulle met 'n rede sou toegestuur. Om 'n verandering in een mens of mense se lewens te gaan maak. Dieselfde met ons, Here. Maar openbaar eers wat ons dra. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Kom ons staan sê ons ontvang die seën van die Here. Vader, mag ons nou gaan in hierdie vrede van U, my God. Mag ons U blydskap elke dag
ontvang en geniet, Here. Ons oggend, ons aand, ons alfa en ons omega. Ons Vader wat vir ons omgee. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar's lekker terte en koeke vir Vadersdag. Nee?